geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om weer saam met jou vandag op hierdie platform te kan saamkuier. Geen my die geleentheid om net ons voorbereidingslys met u te deel. Ons vra nog steeds voorbereiding vir oom Johan Annandale, vir tannie Hannetjie Klint en vir oom Flip Lessing. Indien nou enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dan is dit vakansietyd, so indien u reis asseblief veilig, geniet die kuiers en kom asseblief veilig terug. Ons eredienste vir hierdie vakansie gaan voort. Ek is van die 26ste Desember tot die 17de Januarie met verlof. Dan staan Dominee Stanley in en dan sal daar geen video's wees nie. Slegs eredienste in die kerkgebou. So neem asseblief kennis hiervan. En dan van die 18de Januarie af begin al ons aktiwiteite weer. So dan kan u gerus weer inskakel by ons aktiwiteite. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ons gaan nou eers rustig raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse begin. So kom ons raak nou stil. Here en Hemelse Vader, in hierdie adventstyd kom ons na u toe en ons kom vra dat u ons sal help om te onthou waaroor die feestyd werklik gaan. Dat ons die verwagting sal koester van Jesus Christus wat op pad is met sy geboorte en dat ons dit wat ons leer by u in hierdie tyd, vrede en hoop en liefde en al die ander genadegawes uit u hand uit, dat ons dit sal uitleef, dat ons dit sal toepas en dat dit 'n verskil sal maak in elke menselewe wat oor ons pad kom. Vader, ons kom vra dat u ook waar ons nou vanoggend uit u woord uit gaan lees, die woord vir ons sal oopbreek, dat u met elkeen van ons daaruit sal praat en dat elkeen van ons iets daaruit sal neem, sodat ons dit in ons lewens kan toepas, sodat ons nader aan u kan beweeg en sodat ons verhouding met u kan versterk. Dankie dat ons mag vra dat u nou ons verrigtinge sal seën. Dit is ons gebed in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, soos u weet is dit adventstyd en in advent wag ons op die koms van Jesus Christus en sy geboorte en herdenk ons elke week 'n ander aspek wat ons van God af ontvang. Nou laasweek het ons by hoop stil gestaan en hierdie week steek ons in die erediens die kers van vrede aan. So ons herinner ons daaraan dat Jesus se koms aarde toe vir ons vrede moes bring, dat hy die vredevors is en dat hy versoening tussen ons en God die Vader kom bewerkstellig het. So ons hou dit in gedagte wanneer ons ook by ons teksgedeelte stil staan. Maar voordat ons by ons teksgedeelte uitkom, wil ek begin met 'n kort verhaaltjie wat ek raak gelees het. Robert Louis Stevenson vertel van 'n verskriklike storm wat op die see plaasgevind het en van 'n skip wat die gevaar geloop het om op die rotse te loop en so die dood van almal wat aan boord was sou meebring. Toe die angs en die wanhoop onder die mense op 'n hoogtepunt was, het een van die dapper mans sy pad oopgeveg tot na die dek toe. Daar sien hy die kaptein besig om die skip stadig maar seker na die oop see te stuur. Die kaptein het die beangste spierwit gesig van hierdie man gesien en hy het geglimlag. Die man het toe na sy medepassasiers toe teruggegaan en uitgeroep: "Ek het die kaptein gesien en hy het geglimlag. Alles is wel." Daardie glimlaggende gesig het paniek voorkom. Wanhoop omskep in hoop en almal vrede en rustigheid gebring. En dit is ook wat ons teksgedeelte van vandag met elkeen van ons wil doen. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 11 uit, 'n baie bekende gedeelte. Daar staan: "'n takkie sal uitsprei uit die stom van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel.
Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperd sal tussen bokke lê, kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu's sal gras eet soos beeste, babetjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aangerig of iets verniel nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons, dit is 'n profesie wat ons moontlik in die tyd van Juda se geskiedenis kan plaas. Die wêreldmag van Assirië het ook vir Israel en Juda 'n bedreiging geword. Geen wonder dat die kleinere volke koalisies met mekaar probeer vorm het nie. Hulle het dit gedoen sodat hulle self kon beskerm. Maar dit het juis aanleiding gegee tot hierdie boodskap van Jesaja. God sal vir Juda sorg. Hulle het nie nodig om te vertrou op ander volkere of om hulle hulp by ander volkere te gaan soek nie. Nee, hulle moet vertrou op die Here en hulle moet hulle toevlug na die Here toe neem en nie na ander volkere nie. Nou aan die begin van die boek van Jesaja sien ons die mislukte roeping van Israel, omdat hulle nie in 'n lewende verhouding met God geleef het en as pelgrims hulle pad saam met God gestap het nie. Hulle bedryf eerder alliansiepolitiek teen ander groot wêreldmoondhede as om die raad van God te volg. Dit lei onvermydelik daartoe dat God sy oordeel oor hulle uitspreek en oor hierdie einste wêreldmoondhede met wie hulle in alliansies staan. Eers deur hulle te bedreig deur die Assiriërs in die 7de eeu en later word dit voltrek deur die ballingskap in Babylon in die 6de eeu voor Christus. Nou in hierdie hoofstuk kom fokus Jesaja die aandag op 'n nuwe begin wat God gaan maak deur die takkie uit die stom van Isaai. 'n Baie bekende beeld wat ons al baie gehoor het. Daar gaan 'n nuwe verlosser kom en hierdie belofte volg op die vernietigende oordeel van die vorige hoofstukke wat ons in hoofstuk 10 raak lees hier van vers 33 en 34 se kant af. Daar word gepraat van die hoë bome in die land wat sal val. Dit verwys dus na die volk wat gestraf gaan word. Die oordeel gaan geweldig wees. Tog sal daar uit hierdie verdroogde houtstompe 'n nuwe takkie spruit, waardeur God 'n nuwe begin met sy volk kan maak. Te midde van die volk se moeilike omstandighede, kyk Jesaja boontoe en kyk daarom ook vorentoe met hoop en vrede. Hy roep die mense dan in die regte rigting, die rigting van God se werk, te midde van hulle omstandighede. Kyk ons na vers 1, dan praat dit oor hierdie nuwe takkie wat sal voortspruit uit die stom van Isaai. Isaai is die vader van Dawid en tot nou toe was dit altyd gebruiklik om die beloftes van 'n nuwe Messia of koning aan Dawid te verbind. Daar is 'n opvolger van Dawid verwag, die bron van hoop. Die nuwe begin wat God maak gaan egter nie 'n tweede Dawid wees nie. Dit gaan 'n nuwe Dawid wees. God gee
'n nuwe Dawid, 'n nuwe koning, 'n nuwe verlosser, naamlik Jesus Christus. Nou die beeldspraak wat in hierdie gedeelte aangetref word, is baie treffend. Die volk is soos hoë bome wat afgekap is deur God se oordeel. Al die stompe lê en verdroog op die grond. Die woud is gestroop. Die suurlike seders van die Libanon het geval. Al wat mens rondom jou sien, is hierdie gestroopte toneel, 'n droewige herinnering aan die skoonheid en die suurlikheid wat die volk eens was. Hierdie bome wat die volk simboliseer, word afgekap omdat hulle dit verdien. Veral Agas het geweier om sy vertroue in God te stel. Van die trotse geslag van Isaai bly net 'n stomp oor. Maar dan die verrassing, die stompie is nie mors dood nie. Nee, 'n takkie spruit uit. 'n loot dra vrug. Die koningshuis van Dawid kom tot nuwe bloei. Die belofte van Dawid dat sy koningshuis en koningskap vir altyd sal staan, is nie verbreek nie. Nou moet die volk vorentoe kyk en die vervulling van God se belofte verwag. Hulle moenie langer met heimwee terugkyk en hoop dat Dawid sal opstaan uit die as nie. God gaan iets nuuts doen deur 'n nuwe koning. Die beloofde nuwe koning of Messias word op 'n besonderse manier volgens vers 2 toegerus vir hierdie taak. Dit verskil van ander konings se toerusting. Hulle word op 'n militêre vlak toegerus en geskool as suksesvolle konings om te regeer oor die land. Maar hierdie koning word op 'n baie besonderse manier toegerus. Die Gees van die Here sal op hom rus. Daarmee word die teenwoordigheid en die krag van God self aan hom toegesê. Hierdie toerusting word in 3 woordpare vir ons beskryf. Die eerste woordpaar is wysheid en insig. Dit is die gawe om beslissings met oorleg te kan maak en die regte pad vorentoe te kan onderskei. Die tweede woordpaar is raad en sterkte. Dit is die vermoë om die koninklike taak wat op hande is uit te voer. En dan die derde beeld is die van kennis en eerbied vir die Here. Aangesien kennis baie meer as net westerse verstandskennis is, beteken kennis en eerbied dat die nuwe koning sal optree vanuit 'n persoonlike ontmoeting en verhouding met die lewende God self. En omdat die Gees die koning sal toerus, beteken dit dat sy optrede ook baie besonders gaan wees. En hiervan lees ons in vers 3 tot 5, waar sy optrede vir elkeen van ons uitgespel word. Hy sal vreugde vind in die diens van die Here, en soos 'n goeie koning betaam, sosiale geregtigheid in diens van die Here nastreef. Wat beteken dit? Dit beteken hy sal nie reg spreek of oordeel volgens uiterlike skyn en hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en ootmoediges regverdig oordeel. Terwyl die nuwe Messias koning vir die verontregte sal sorg, sal hy die wat onreg pleeg ook swaar straf. En laastens, hy sal regverdig en betroubaar regeer. Geliefdes, as gevolg van hierdie Messias koning se regering, word die aarde 'n plek waar brose mense veilig is, in die teenwoordigheid van mense wat gewoonlik gevaarlik sou wees. Weereens verskil hierdie koning se koninkryk van ander konings se. In ander koninkryke hoor ons hoe lande vernietig word en mense uitgebuit word.
Ons lees daarvan byvoorbeeld in Nahum 3 en Habakuk. Maar in die Messias koning se koninkryk geld die teenoorgestelde. Mense leef in vrede. Dit word met beeldspraak aan die paradys gekoppel en vir ons uitgebeeld. Daar staan, roofdiere en prooi sal saam wy. Die brooste van alle lewe, kindertjies, sal veilig wees. Hierdie beeldspraak word opgevolg met die opmerking dat dit veilig sal wees in die Here se teenwoordigheid en dat die aarde vol sal wees van die kennis van die Here. En daarom sal daar veiligheid en lewensruimte vir almal wees. Die Messias koning se optrede sal 'n invloed en leiding oor die hele aarde uitoefen en die nasies sal na hom vra. Geliefdes, sal dit nie wonderlik wees as so iets realiseer ook in ons samelewing nie, dat ons ook hierdie vrede sal ervaar en beleef. En geliefdes, dis moontlik as ons begin bid daarvoor, as ons begin bid vir die veiligheid van ons kindertjies, dat hulle nie hoef in vrees te leef nie. Ek dink aan die dae toe ons laat aande nog in die strate kon speel as kinders. Deesdae kan dit nie meer gebeur nie. Ek laat nie my kinders alleen by die hek uitgaan nie. Ek kan nie my kinders alleen in 'n winkel instuur nie, want ek is bang hulle word ontvoer. Die samelewing het drasties verander. Maar niks keer dit om terug te keer na 'n vreedsame samelewing nie. 'n Samelewing waarin ons kinders kan veilig voel nie. Maar dan moet ek en jy bid daarvoor. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, is 'n belofte dat God sy regering deur 'n beloofde nuwe koning sal uitvoer. Hierdie aksie van God, hierdie koning bring nuwe lewe uit dorre, barre, verwoeste stapels droë stompe wat die volk geword het. Wanneer God koning word, kom daar vrede en herstel van verhoudinge tussen mense na vore. Nuwe Testamentiese skrywers verbind hierdie takkie uit die stomp van Isaai met Christus. En dan verwys hulle na Romeine 15 vers 7 tot 13 waar daar staan: Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Jesaja sê: Isaai sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. So vanuit die Nuwe Testament weet ons dat God se koningskrap in Christus 'n werklikheid word. Jesus Christus regeer en hy is gevul met die Gees en het deur sy lering en deur sy dade vir ons in die regte verhouding met God, met mekaar en met die wêreld gebring. Hy is die een wat reg oordeel, die vaandel vir die nasies, die een wat die wêreld met die kennis van God vul. En terwyl die Nuwe Testament duidelik aantoon dat Jesus die Christus, die gestuurde van God is, vertel dit ook dat Jesus 'n gemeenskap tot stand bring. Christus sluit hierdie gemeenskap in by sy voortgaande bediening op aarde. En ons, ek en jy, is geroep om medebedienaars saam met Christus te wees. Hy het ons nuut gemaak sodat ons nuut kan gaan lewe. En in hierdie nuwe lewe behels dit dat ons prakties uitvoering sal gee aan Christus se bediening. Hoe lyk hierdie in die praktyk? Daar's 3 aspekte waaraan ons moet aandag gee. Dit moet 'n lewe van hoop wees. Wie vanuit God se beloftes leef, bou hoop. Ons kyk soos Jesaja en Jesus boontoe, voor ons vorentoe kyk.
Ons kyk vorentoe omdat ons boontoe gekyk het. Volgelinge van die koning maak nie gevolgtrekkings bloot op wat ons rondom ons sien nie. Ons behou die hoop en bly betrokke by die omgewing vanuit 'n hoopvolle perspektief op God se teenwoordigheid en God se werk in die wêreld. Natuurlik is ons nooit naïef oor die boosheid rondom ons nie. Wie Christus se koningskap ken veral die boosheid rondom hulle, want hulle herken dit, hulle sien dit raak. Maar dis juis die boosheid wat ons hoopvol laat bly bid en werk vir God se reg en God se regverdige koningskap. So dis die eerste een, 'n lewe van hoop. So ek en jy word uitgedaag om 'n lewe van hoop te leef. Die tweede een is 'n lewe van geregtigheid. Mense wat die koning volg, lei self 'n lewe van reg en geregtigheid. Ons hanteer ander mense regverdig, ongeag hulle klas, status of stand. Die vraag is, hoe veilig voel brose mense by my en jou? Wat kan ek en jy doen om die wêreld 'n veilig en meer betroubare plek vir die mense rondom ons te maak? Geliefdes, hier speel ek en jy 'n daadwerklike rol. Ek en jy kan nie vra dat die wêreld veiliger en regverdiger en meer betroubaar moet wees as ons nie betroubaar is nie, as ons nie regverdig is nie, as ons nie 'n veilige ruimte skep vir die mense rondom ons nie. So dit is die tweede aspek, 'n lewe van geregtigheid. Die derde een is dat ek en jy 'n dienskneg met fyn aanvoeling moet wees. Word ek en jy beskou as die een wat dikwels opdaag wanneer noodlydendes ons nodig het? Dit verg besonderse opmerksaamheid en 'n fyn aanvoeling. Daar is baie mense wie se lewe lyk soos 'n bos afgekapte, verdorde stompe. God begin weer nuut ook in hierdie mense se lewens. Daar is altyd 'n takkie van hoop, omdat God teenwoordig is. En daarom moet ons opmerksaam leef, met liefde en fyn aanvoeling, want ons is die instrumente in God se hand, wat hy in hierdie proses wil gebruik om nuwe lewe na vore te laat kom. So geliefdes, dis ons uitdaging in hierdie tyd wat voorlê, om 'n lewe van hoop te leef, 'n lewe van geregtigheid en om 'n dienskneg te wees wat met fyn aanvoeling leef. Indien ons dit reg kry, gaan ons mense gerus stel soos die kaptein op die skip. Gaan ons vir mense hoop en vrede bring deur ons diensbaarheid en bruikbaarheid as instrumente in God se hand. So kom ons bring hoop en vrede in hierdie Kersgety. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons gehoor het dat daar hoop is en dat daar vrede kan heers in ons samelewing. Vader, as ons na ons wêreld kyk, dan lyk dit amper soos die beeld wat Jesaja kom skep, want soms lyk ons wêreld ook soos 'n bos wat afgekap is, waar verwoesting gesaai is, waar daar droë stompe lê en waar daar nie hoop is nie. So ons kyk na die geweld, die misdaad, die onvrede, die hopeloosheid, die wanhoop wat in ons wêreld na vore kom, dan sien ons hierdie bos. Maar dankie dat ons vandag gehoor het dat dit nie alles verlore is nie, dat daar hoop is, net soos wat daar hoop was destyds in Jesaja se tyd met die nuwe takkie wat sal uitsprei. So het ons hoop in Jesus Christus, wat vir ons help om 'n lewe van hoop te lewe, wat ons help om reg en geregtigheid te laat seëvier, wat ons help om 'n dienskneg te wees wat fyn aanvoeling het vir die mense
van hierdie wêreld, vir die nood van hierdie wêreld. En ons wil kom bid en kom sê ons is jammer dat ons nie altyd hoop uitleef nie, dat ons nie altyd geregtigheid laat seëvier nie en dat ons nie altyd leef met begrip en fyn aanvoeling nie. Ons wil kom vra dat U ons sal vergewe daarvoor en dat U ons sal help in hierdie tyd wat voorlê, veral in die Kerstyd, om 'n boodskap van vrede en van hoop uit te dra na die stikkende seer wêreld daar buite. Vader, dat ons sal begin lewe met 'n begrip en 'n fyn aanvoeling vir mense in nood, mense wat broos is, mense wat onveilig voel en dat ons vir hulle daardie ruimte sal skep. Maar ons kan dit nie in ons eie krag regkry nie. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig. En net soos wat die Gees die Messias koning toegerus het en gelei het, so kom vra ons Gees van God, rus ons ook toe en lei ons ook om met hierdie fyn aanvoeling en begrip te lewe, om 'n lewe van hoop te lewe, om geregtigheid te laat seëvier. Wys vir ons, leer vir ons en lei vir ons. Dankie dat ons dit vandag mag vra. Vader, ons kom bid ook vir diegene in ons gemeente wat siek is. Ons kom dra hulle aan U op en ons vra dat U hand van genesing ook oor hulle sal hou en dat hulle intens bewus sal wees van U teenwoordigheid. Vader, as dit U wil is, dat daar ook genesing in hulle lewens na vore sal kom. Ons kom bid vir almal wat op ons land se paaie gaan reis in hierdie feesseisoen. Ons vra dat U hulle sal beskerm, sal bewaar, by hulle bestemmings veilig sal uitbring en dat U hulle ook sal laat terugkeer by hulle bestemmings by die huis, veilig en ongedeerd. Vader, dankie dat ons al hierdie dinge mag vra, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Geliefdes, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Gaan leef nou in die teenwoordigheid van God. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.